Goeiedag. Ek sit vandag hierso en ek is vinnig besig om te reply op 'n paar boodskappe op Facebook. Terselfdertyd kan ek gou vinnig bietjie op BlackBerry Instant Messaging my vriende se updates lees. En dit het my dadelik laat dink wat se rol vriendskap in 'n mens se lewe speel. Ek het onlangs die film The Social Network gekyk wat gaan oor die ontstaan van Facebook. En Facebook was waarskynlik so groot sukses omdat almal van ons 'n behoefte het aan aanvaarding, 'n behoefte het om iewers te behoort. Ons wil graag deel vorm van 'n groep mense. En so word daar baie oor vriendskap gesê. Ons het baie uitdrukkings. Men jou met die semels en die varke vreet jou op. Die Bybel is vol daarvan. Selfs 'n arm man se buurman verstoot hom, 'n ryk man het baie vriende. Yster slyp yster, vriende vorm mekaar. En toe het my dadelik laat dink. Beïnvloed ons mekaar nog deur die virtuele manier van kommunikasie as die ou manier wat ons altyd self teenwoordig was? Speel dit nog so 'n groot rol? Vorm ons mekaar nog werklik soos in die ou dae? En ek sou sê, ja. Natuurlik het ons 'n invloed op mekaar. Ons beïnvloed mekaar deur die vriende wat ek uitnooi om deel te vorm van my profiel. Deur die foto's wat ek opsit van myself en my vriende, waar ek gisterand gekuier het, by watter vakansieoord ek was, hoe ek daar opgetree het. Dit alles kan ek sien op die internet. Ek kan alles daarvan van jou lees. So ons beïnvloed mekaar nog steeds. Nou sê jy seker sê, ja, maar Thomas, ek weet waaroor gaan jy praat. Moenie laat jou slegte vriende jou beïnvloed. Nee. Ek wil vanoggend by jou weet, in watter mate beïnvloed jy jou vriende? Wat 'n rol speel jy in hulle lewens? Is jy maar net een van daai vriende wat daar op die periferie lê, wat nie regtig 'n invloed het op die persoon nie? Of is jy daai persoon wat regtig 'n belangstelling toon in jou vriende? Is jy daai persoon wat iets van God se liefde uitleef teenoor jou vriende? Is jy regtig om bereid om 'n liefde wat opoffering vereis teenoor hulle uit te leef? Onthou, Christus maak die vergelyking in die Bybel en sê 'n ware vriend lê sy lewe af vir sy vriende. Om iets te sê van 'n liefde wat bereid is om prys te gee, opofferings te maak. Lewe jy iets van daardie liefde van God teenoor jou vriende? Of trek jy maar altyd net hulle energie? Net hulle altyd nodig as dit swaar gaan? Of is jy werklik daar verander? Ek wil jou hierdie week uitdaag, nie net hierdie week nie, in die toekoms, om 'n ware vriend te wees. Dit is nie so maklik nie. Ons is te gemaklik met 'n vinnige reply, of vinnige iets wat ek sê, of what's on my mind. Het gaan nie oor myself. Maar hoeveel keer is jy daar vir jou vriend? Toespreke sê ook op 'n ander plek, maats kan jou breek, maar 'n ware vriend kan ook nader wees as 'n broer. Mag jy hierdie week en in die toekoms 'n ware vriend wees, 'n nabye vriend. Tot volgende week.